leer, kan jy die resep kook. As jy die tegniek aanleer, kan jy enigiets kook. Dit, geagte voorsitter, dames en here, is die slim woorde van die chef Michael Simons. Ek hou van die idee van resepte. Dit gee jou 'n plan waarvolgens om te werk, maar dit beteken nog steeds nie veel sonder tegniek nie. Ek beredeneer my standpunt aan die hand van die volgende 3 argumente. Van die hand na die mond, besigheid tot op die grond en eksamenbeplanning met goeie tegniek afgerond. Stap 1. Ek is seker daar is iemand hier vandag teenwoordig wat al resepteboeke nader getrek het in die kombuis, net om seker te maak jy kook of bak iets wat eetbaar is. Elke resep moet 'n beginpunt. Dit help jou daarom om 'n idee te gee hoe dit veronderstel is om te lyk. Selfs al doen jy alles wat die boek sê jy moet, is wat jy na aanleiding van die resep opdoen, soms verdag. Wat kort, tegniek natuurlik, om die stappies te volg en te dink. Dit gaan van die hand na die mond, sonder dat dit te draai deur ervaring. En 'n bietjie breininspanning maak, is 'n feit. Mens baie keer kan proe, nie waar nie? Een so tegniek is resepontwikkeling. Neem Yauki Nakamura, 'n sushi-chef in Kyoto, Japan, 4 November 2022 artikel, The Art of Recipe Development. Sy sê, om jou resepte te ontwikkel is beide 'n kuns en 'n wetenskap. Dit verg 'n mengsel van kreatiwiteit, presisie en kulinaire kennis om heerlike disse te skep, wat 'n blywende indruk op die smaakknoppies laat. Dit bring my by stap 2. Besigheidswêreld lewer nogal interessante geleenthede wat mooietjies met koekbak vergelyk kan word. Dr. Asim Alzan, stigter van 'n ingenieursfirma, skryf op 11 September 2020 op medium.com. Why do plans often fail? Dat planne, of dan nou resepte, nie heilige geskrif is nie. Jy moet dit maar met 'n knippie sout opneem. Dinge soos gebrek aan ervaring, onredelike verwagtinge, aanhoudende verandering aan die plan, onvoorsiene gebeure, swak tydsberekening, gebrek aan dissipline, al hierdie dinge het met tegniek en ervaring te doen. Graad 7's in skole wat CAPS curriculum volg, het elke jaar die geleentheid om al tegniek en ervaring met entrepreneursdag te begin ontwikkel. Ons weet teen die tyd dat baie van die beplanning tuis gebeur. Maar ek met die graad 7's van ons skool gaan gesels en wat hulle te sê het, staaf beslis my punt. Amper al die dinge waarvan Dr. Alzan praat, gaan verkeerd. Eerstens, dit meeste graad 7's nie hoe om in 'n groep saam te werk sonder vassit nie. Die verwagtinge, wat hulle dink hulle op die dag kan doen, sit partykeer glad nie met die realiteit nie. Op markdag breek die spookassemasjien skielik en niemand het 'n plan B gehad nie. Dis chaos. Plan of te not, mense het tegniek nodig en daarmee kom ervaring. Om eksamen te skryf, verg beplanning. Gelukkig gee die skool vir mense eksamenrus. So, dis die eerste stap van jou resep. Maar nou moet jy nog self uitreken hoeveel tyd jy aan watter vak gaan spandeer en watter van jou naskoolse aktiwiteite jy gaan uitlos. Dis 'n knypie van dit en 'n bietjie minder van daai. Maar, nou kom die heel belangrikste deel. Selfs die van ons wat van goeie punte hou, moet erken. Sit en leer is nie altyd lekker nie. Jy moet iets doen om aan die gang te kom en aan die gang te bly. Dr. Winston Siek is 'n kognitiewe sielkundige. Hy skryf in sy 2021 boek Improve Your Motivation to Study, nie net merk vir goeie punte nie, maar vir bemeestering van die werk. Bemeestering! Is dit nie maar dieselfde met koekbak nie? Moenie net die koek wil klaar kry nie, en bemeester die proses, bemeester die tegniek, en daarmee kom ervaring. Van die hand, deur die brein, na die mond, van besigheid optel van die grond, en eksamens met bemeestering afgerond. Dis hoe mense meester op die gebied van resepontwikkeling word.